As 'n voeltjie se voete vas is, dan al wat die voeltjie kan doen is hy kan sy vlekjies klap. En daai voeltjie klap en klap en klap en klap. En dan raak hy uiteindelik moeg want hy kom nie uit die vangnet uit nie. So dit beteken dan ons as gelowiges bevind ons baie keer in 'n situasie, 'n net figuurlik gesproke, en in hierdie net is ons baie keer vasgevang. Dan maak ons staat op ons eie krag en op ons eie hulpbronne om onsself uit hierdie net uit te kry. Maar tog op die einde van die dag los dit ons nie net nog vas nie, maar dit los ons ook moeg en uitgeput. Ek dink ons as gelowiges, ons lewe in hierdie mentaliteit wat sê ons is onafhanklik. En ons wil onafhanklik wees. Ons hou nie daarvan om ander mense in die oë te kyk nie. En ek dink dit spoel oor na ons geloof toe. Ons is onafhanklik en ons wil nie noodwendig na die Here kyk in ons moeilike situasie nie. Baie van ons probeer situasies eers self hanteer voor ons hardop na ons binnekamer toe om te gaan bid. Dit moet eintlik die gelowige se eerste reaksie wees. Ons reaksie moet wees die oomblik wanneer ons self bevind in 'n situasie of omstandighede wat nie vir ons goed is nie, moet ons dadelik na die Here toe hardop bidend. So ons moet bidend wees in ons situasies. Ons moet bidend wees in ons krisisse, maar nie net in ons situasies of net in ons krisisse nie. Ons moet altyd bidend wees. Dis hoekom die skrif ons sê bid sonder ophou. Maar Dawid sê soos 'n voeltjie net kyk vir die Here want sy voete is vas, vat dit nou 'n stapie verder en hy sê, hy vra die Here, draai hier na my en wees my genadig. Dawid versoek nou presies die teenoorgestelde as wat hy vir ons in vers 15 gesê het. Vers 15 het hy gesê, hy kyk na die Here, nou vra hy, Here kyk na my. Ons wil hê die Here moet na ons kyk. Ons wil hê die Here moet na my kyk in die middel van my krisis. Die versoek dat die Here na ons moet kyk, is 'n versoek van afhanklikheid. 'n Afhanklike hart getuig van 'n soekende karakter. Deur die hele Bybel is hierdie idee van, as jy in afhanklikheid na die Here kyk, gaan die Here altyd na jou kyk. Die Here beloon die wie hom soek. Indien jy dink dat soeke nie belangrik is nie, indien jy dink, môre is nog 'n dag, of oor 6 maande gaan ek begin soek, of oor 'n maand, of oor 'n week, of oor 'n jaar, indien jy dink dit is wanneer jy gaan soek, ek wil net vir jou 'n woord van waarskuwing voorlê. Want daar kom 'n tyd wanneer jy nie meer die Here sal kan soek nie. Hy sal nie meer te finde wees nie. So jy dink dalk dit is môre, maar môre is dalk net te laat. Johannes 12 vers 35 tot 36 bevestig dit. Hoor wat sê hy? Dis Jesus wat praat. Nog 'n kort tydjie is die lig by julle. Terwyl julle die lig het, leef daar volgens, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan nie. Hier's weer die herhaling. Terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Jy noem my die weg, maar jy loop my nie. Jy noem my die lewe, maar jy leef my nie. Jy noem my meester, maar gehoorsaam my nie. Jy noem my lig, maar skyn my nie. As ek jou veroordeel, blameer my nie. Jy noem my brood, maar eet my nie. Jy noem my water, maar drink my nie. Jy noem my waarheid, maar glo my nie. Jy noem my Here, maar dien my nie. As ek jou veroordeel, blameer my nie.